My onderwerp gaan vandag is vryspraak. God het ons vrygespreek, maar vat ons dit. So kom ons gaan kyk bietjie daarna. Ek gaan die hele paar verse wat ek gaan opgooi, dus gaan julle kan kyk in julle Bybels, jy wil, ons is daar op, so ek gaan dit sommer lees. Dus die eerste een wat ek begin is Romeine 8, 30 tot 34. En die wat hy van tevore verordeneer het, die het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig. En die wat hy geregverdig, die het hy ook verheerlik. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, kan jy moet wees. Hy wat self sy eie seun gespaar het, maar hom vir ons almal oorgegee. Hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk? Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat geregverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat Christus is dit wat gesterf het, ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. En kyk ook hier ander vertalings, by die eerste vers, waar hy sê, die wat hy daartoe bestem het hy ook geroep. En die wat hy geroep het hy ook vrygespreek. En die wat hy vrygespreek het hy ook verheerlik. In die meeste godsdienste vandag probeer mense iets doen vir prestasie, vir die goede. Om iets te bring. Hy wil iets terug hê. Hy wil iets doen. En ons geloof, ons Christelike godsdienst, is die enigste godsdienst wat is die enigste waarin ons alles nodig het om die ewigheid te beerwe, reeds gedoen. Ons hoef nie vir Jesus iets te doen om iets te kry. Dit is gedoen. Dit is aan die kruis gedoen. Toe Jesus aan die kruis gesterf het hy al die voorwaardes voldoen, sodat sy volgeling, dis ons, van hulle kant af niks hoef te doen. Al wat van sy volgeling verwag word, is om dit in geloof te aanvaar. En God sal die res doen. Romeine 3, vers 23. Want almal het gesondig. En dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. En hulle word deur sy genade, sonder verdienste geregverdig, deur die verlossing wat Jesus Christus is. Die mens is geneig, die geneigheid om anders te wees, om anders te dink. Hy wil graag sy eie saligheid doen. Hy kan nie aanvaar dit wat Jesus ons gedoen het. Die geskenk wat ons gekry het, is verbied. So dit het aanvaar, so dit vat. Die Israeliete van die Ou Testament het offerandes gedoen. Baie van die Jode vandag het nog verskeie rituele wat hulle doen. Om daai vryspraak te kry, dit wat die Here vir ons gedoen, daai genade. Die aanhangers van Israel het 'n aantal voorgeskrewe gebiedsvereistes, vasdae, almoses, waaraan voldoen moet word. Die Hindus het baie gode wat hulle aanbid en wie hulle offers bring. Selfs in die Christelike kerke is daar geneigheid mense wat nog onder die wet lewe. En ander goeie dade om God se vryspraak te verdien. Hulle wil goed doen om sy vryspraak te kry. Hy sê nie hy wil sê vir jou, hoorie, nou jy moet iets doen. As God vir jou in die kruis hang, moet jy vir hom iets doen. Amen. Amen. Hy kom steel dit. Weet daar's kerke wat glo. Dit is wat hy sê. Wat het iemand gedood? As ek dit nog hoor, dan gaan jy. As jy gedoop is jy 'n wedergeboorte kind. Sonder om die Here aan te neem. Ander kerke lewe klem op belydenis van geloof, aflegging, gebruik van sakramente, finansiële bydraes. Nie kom.
betrokkenheid by aksies, dienste en ampte, mense wat jy kan raak. Ja. Sure. Jy gaan iemand, jy sit hier voor. Die mens is so op soek na vryspraak, dat hulle aan mense die bevoegdheid gee om ander mense se sondes te vergewe. Katolieke doen. Die mens verkies om dit so te doen, en die vryspraak wat uit genade vir Christus beskikbaar is vir hulle te goed om waar te wees. En ek kan nie glo dat dit wat Jesus gedoen het is vir my. Amen. Dit kan toch nie so maklik wees. Maar die Bybel is uitgesproken daar. Ja. In Efesiërs 2, vers 8 en 9. Efesiërs 2, 8 en 9. Want uit genade is julle gered. Deur die geloof en dit nie uit julle self nie. Dit is die gawe van God. Daar sê God het reg, jy hoef iets te doen vir dit. Ja. Jy kry dit, jy moet dit vat. Nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Ja. Daar bevestig hy dit. Alhoewel hierdie boodskap baie eenvoudig is daar tog 'n weerstand om dit so te aanvaar. Paulus was so ontstel dat die Galileërs dit nie wou aanvaar nie, dat hy gereken het hy is getoon. Ja. Paulus het aan hulle die evangelie van God se genade verkondig. Maar toe ander mense agterna kom en hulle sê, moet 'n klomp wette onderrig. Ons moet dit doen. Hulle het vir Paulus gesê, hoor wat jy sê. So die genade vir die gekry, dit wat Jesus in Christus. En dan kom nog steeds mense sê, ons moet die wet onderhou, sodat ons die vryspraak kan verkry. Galasiërs 3, vers 1 tot 3. O onverstandige Galileërs, Paulus, wie het julle betower om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie? Julle voor wie se oë Jesus Christus afgeskilder is, as onder julle gekruisig. Dit alleen wil ek van julle weet. Het julle die Gees ontvang uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof? Is julle so onverstandig nadat julle met die Gees begin het, eindig julle nou met vlees? Jy wil nou met jou eie ek, my eie krag. Ja, lewe net weer het baie as jy bid. Here antwoord jou direk met 'n plan maak. Ja. Die Bybel hier van gekom af. Ek moet nou 'n plan maak. Ek kan nog wel, is 'n plan B en C. Dan nie vlees gaan. As sonde dan nie volgens 'n vasgestelde lys bepaal word nie, hoe word dit dan bepaal? Die Bybel praat tog dikwels van sonde wat jou van God af weghou. Ja. Wat is dan die sonde? Reeds in die Ou Testament het profete voorspel dat daar 'n nuwe bedeling gaan wees. Daar gaan 'n nuwe bedeling aanbreek. In Jesegiel 36:26, Jeremia 31 vers 32 en Joël 2 vers 28. Staan dit duidelik. Wat geprofeteer het. Dit is 'n totale nuwe bedeling van God. Die bedeling van die Heilige Gees. Jesus het dit ook beloof, Johannes 16 vers 13. En met sy sterwe het die Heilige Gees in God se kinders kom woon. Johannes 20 vers 22. In hierdie bedeling word mense deur die inwonende Heilige Gees van sonde oortuig. Dankie daarvoor. Elke kind van God word toegerus met 'n geesbeheerde gewete, wat hom of haar op die regte pad hou. 'n Mens kan hierdie gewete stil maak en dan weerstaan bedroef jy die Heilige Gees. Maar dit maak nie die vryspraak tot nie. As Jesus vir jou iets gegee het, het hy vir jou gegee. Amen. Die duiwel kan nie kom wegvoer. Dis jy wat toemaak. In die hele proses word die wil van die mens nie weggeneem nie. Dit is steeds 'n besluit. Hy het jou gegee.
Jy sal nog steeds keuses moet maak. Maar hierdie keuse kan nie so verkeerd gaan dat jy jou kunskap van God verloor. Ons gaan nou met jy kom by die kunskap. Jy kan dit nie verloor. Verkeerde keuses kan wel jou verhouding met God belemmer. Ja. Dit kan gebeur, ja. Maar jou kunskap kom nie weer ter sprake nie. Ek het gelees Johannes 10 vers 27 tot 29. Kan jy gelees daaroor. In wese is daar net 2 gebooie. Naamlik dat jy God bo alles moet lief hê en jou naaste soos jouself. Matteus 20 36 tot 40. Selfs die vrome Paulus het probleme hiermee gehad. Hy het tot daarmee gesê, ons gelees Romeine 7 21 tot 25. Ek vind dis hierdie wet. Hoor wat sê, as ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwesig. En duiwel. Want ek verlustig my in die wet van God, na die innerlike mens. Maar ek sien 'n ander wet in my lede, wat stryd voer teen die wet van my gemoed, en my gevangen neem, onder die wet van die sonde, wat in my lede is. Ek, ellendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Ek dank God, deur Jesus Christus, ons Here. Die woord, wat dikwels in die meeste, in die Engelse, gebruik hulle die woord righteousness. In die Afrikaanse Bybel verwys na geregtigheid, die Here na geregtigheid. Baie mense verstaan dit, wat dit presies die term beteken. Mense kan dalk dink die woord vryspraak, wat deurgangs gebruik word, is dalk heeltemal dieselfde as geregtigheid. Dis nie dieselfde nie. Maar dit is die woord wat deur die meeste moderne lesers van die Bybel verstaan word. Met hierdie term word die volgende bedoel. Hoor mooi. As jy in Christus is jy 'n nuwe mens. 2 Korintiërs 5 vers 17. En as God na jou kyk deur die bloed van Jesus, dan sien hy nie jou sonde raak. Dit beteken nie dat jy ophou om sondig nie, maar dit beteken dat die sonde nie meer jou kunskap van God kan kanselleer. Sondes gaan weliswaar veroorsaak dat jou verhouding met God belemmer kan word. Sondes gaan veroorsaak ook dat daar afstand sal wees tussen jou en God, maar jy bly sy kind. Onder leiding van die Heilige Gees sal jy daarna hunker om jou sondige lewe al hoe meer agter te laat. Indien jy dit nie ervaar, moet jy ernstig introspeksie hou en regstel wat verkeerd is. Ja. As jy nie self regkom, gaan praat dan met iemand. Dit is gebeur in Jakobus 5 vers 16. Hierdie groeiproses word genoem heiligmaak. Ja. En jy word daarvoor beïwer. Hebreërs 12 vers 14. Jaag die vrede na met ander en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien. Soos met die gelykenis van die verlore seun, so 'n goeie voorbeeld, na Lukas 15. Het hy ver van sy vader afgeloop. Hy het sondes gehad. Hy het geleef in sondes. Maar toe kom hy agter, ek moet hierdie sonde bely. Wat doen hy? Gaan terug na sy vader. Ja. Wat doen sy vader? Hy vergewe hom. Sê kom terug. Dit wat jy gedoen het, is teen my wil. Dit wil jy doen. Dis teen my wil. Dit is sonde gedoen. Maar jy kom terug. En ek vergewe jou. Ja. Maar weet jy, hy is nog steeds sy pa se seun. Nog steeds. Al het hy in sonde gegaan. En dit is presies hierdie kunskap. Dat jy, al gaan jy in sonde, al doen jy sonde, ons is sondige mense. Maar al ben jy nog steeds sonde. Jy bly niks. 'n kind van God. By wyse van Spreuke kan jy sê dat God by voorbaat al reeds jou sonde vergewe het. En die kom in die mits jy natuurlik Jesus aangeneem as die enigste verlosser. Met ander woorde, as jy Jesus aanneem, word jy
kind van God. En ek kan dit nie van jou wegvat. Maar jy sê te sê oor die nou as jy sondes afgeskryf. Dus ons doen nog steeds sondes. Maar jou kindskap is daar. En die duivel kan dit nie wegvat nie. Johannes 1 vers 12 staan dit, en daar Openbaring 3 vers 20. Werk dit nie maar ook so in die werklike lewe nie. Wat kan jou kind doen om sy kindskap te verloor? Het jy nie ook maar byvoorbeeld al sy sondes begeer nie? Julle verhouding kan maar soms op en af gaan, maar sy kindskap kom nooit ter sprake. Met ander vandag in werklike lewe, jy met jou kinders. Jy weet, daar kom as triebelinge en die verhouding word kieskrams en jy doen nou verkeerde goed. Dan jy jou pa bly jou pa. Dan sê jy kind. Kindskap het ook nie te doen met gevoel. In verhoudings speel gevoel wel 'n rol, maar kindskap staan vas. Al is die verhouding hoe sleg. Kindskap word nooit bevraagteken. Hoeveel te meer sal volmaakte God wat liefde dit dan nie doen. 2 Korintiërs 5, 20-21. Ons tree dan op as gesandte van Christus. Wil, asof God deur ons vermaak. Ons bid julle om Christus wil. Laat julle met God versoen. Want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Om vryspreek te wees is soos 'n regsterm. Dit beteken dat jy voor 'n regter kom. En as jy verkeerde goed gedoen het, en daai regter besluit maar ek verstaan met jou. Ek vind jou onskuldig. Ek spreek jou vry van my ding. Nou kan jy daar uitstap en as jy vry. As daai regter vir jou sê, jy is vry. As jy vry. Amen. Of waar nou ou sê, hoorie, ek stem nie saam met jou. Ek gaan jou aanval. Daai regter sê jy is vry, is jy vry. As Jesus vir jou in die kruis gesterf het en jou vrygemaak, is jy vry. En as die duiwel vir jou sê, hoorie, dis nie vir jou. Jy moet dit verdien. Daai vryspraak. Hy het dit vir ander gedoen, maar nie vir jou. En dit is wat hy doen. Hy kom sit goed in jou gedagtes. En te sê jy moet dit verdien. En dit is nie so nie. Die regter het my nou vrygespreek, ja, en die saak met my is vry. Baie mense sukkel om hulle self ook te vergewe. Vir een of ander flate wat hulle begaan het. En dieselfde geld in daardie geval. Spreek jouself vry. Aanvaar dat die regter van alle regters jou vrygespreek het op grond van Jesus se soendood en leef dan 'n lewe van oorwinning. Vat dit, spreek jou vry. Jy kan dit doen. Maar Satan is die aanklaer. Wil jy sy vuil werk namens hom doen? Op dieselfde manier moet jy ook ander vergewe wat teen jou gesondig het. As jy weier om te vergewe, is dit asof jy gif drink en hoop jy aanhou gaan dood. Om ander te vergewe is nie 'n emosionele besluit. Dit is 'n opdrag van God. Amen. En moet deur 'n verstandsbesluit, 'n wilsbesluit afgehandel word. As jy sou wag dat jou emosies eers in plek is voordat jy vergewe, sal jy dalk nooit dit doen. Moenie wag daarvoor, moenie wag dat jou emosies groei. Doen 'n besluit. God verwag het om dit te doen. Kolossense 2 13-15. En julle wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle aan die misdade vergeef het, julle sondes vergeef het. Maar hoor met jy vers 14. En die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons verhandig was. Jy is wat teen ons ingestel is, wat Satan gedoen. Uitgedelg en weggeruim deur dit aan die kruis vas te naam. As hy al
die aankla teen ons, al die sondes teen ons. God kom en die sondes op ons geneem Ja. ook. En dit kom erbring. Nadat hy die owerhede en magte uitgekleer en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle domineer het. Deur wat Jesus aan die kruis vir gelowiges gedoen is. Dit wat hy gedoen, hy het vir al ons gesterf. Dis wat hy gedoen aan die kruis. Satan is die aanklag, Openbaring 12:2, wat die gelowiges dag en nag. Al is jy 'n kind, dan kry jy nog steeds. Aangesien God geheel en al regverdig is, sal enige geldige aanklag deur hom hanteer word. Hy ken jou, hy ken jou hart. Daar is egter baie gelowiges wat nie hierdie saak verstaan nie. En dit veroorsaak dat Satan 'n splinternuwe aanklag. Jy moet verstaan wat Jesus vir jou aan die kruis gedoen het. En jy moet dit vat. Jy moet autoriteit vat. En as jy dit nie vat, as jy nie verstaan nie, dan gaan Satan jou aanklag. Here, hierdie kind van u is veronderstel om vryspraak te verstaan en dit toe te eien, maar hy doen dit. So hy weet ook, Satan weet, dat as jy nie iets verstaan nie, kan hy jou gaan. Gaan nie toelaat dat die groot versoeningswerk van Jesus op so 'n manier in diskrediet gebring word. Laat my asseblief toe om hom bietjie te kastei, sodat ons kan vasstel van watter stoffasie is. Hy sê is 'n kind van God. Is hy regtig een, verstaan jy dit? Jy wil weet, en dit kom jy aankla. Die volgeling om soos in die geval van Job 1 en Job 2, kan God in sy wysheid toelaat dat Satan sy sin kry, want hy het altyd 'n groter plan as wat ons begryp. So God weet ook, as jy dit verstaan of nie verstaan, net soos die duiwel. Maar God sê sy God gee so. Maar dit wat God gedoen het aan Job, het hom gehelp, deur hom te versterk. Kyk, hoe was hy einde op die einde. Romeine 11:33-34. O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeele en onnaspreeklik sy weë. Want wie het die gedagte van die Here geken? Of wie was sy raadsman gewees? Die vryspraak maak ook deel uit van jou wapenrusting, wat God vir sy kinders beskikbaar gestel het, Efesiërs 6, en 10-20. En ons moet dit aantrek. Dit is nie sommer net daar. Al is jy 'n kind van God, en al het jy die ewige lewe uit genade ontvang, moet jy nog steeds weerstand bied teen die aanslag van Satan. Amen. Jy is nie gevry van Satan se aanslag. As jy daai dag die Here aanvaar as jou verlossingssaak. Waarvan is my aan te trek? Ons weet, man. God laat ons nie egter weerloos in die stryd. Hy voorsien die wapenrusting. En ons moet dit bidend in die geloof onder die leiding van die Heilige Gees aantrek. Een van hierdie wapentuig is vryspraak deur God as borsharnas. Al trek jy al die ander dele van hierdie wapenrusting aan, maar jy verwaarloos hierdie een, bly daar vir altyd 'n swak plek. En Satan sal enige swak plek in jou mondering uitbring. As jy die wapenuitrusting aantrek, moet jy dit gebruik. Is al van die goedes wat jy nie gebruik nie, gaan die duiwel dit gebruik om jou aan te kla. As iemand twyfel of hy of sy hemel toe gaan, en hy of sy sou glo dat sy sondes is te groot om vergewe te word, dan het Satan 'n magtige wapen in sy hande teen God se kind. As 'n Christen onsekerheid het oor hierdie saak, het hy 'n wankelrige fundament. En Satan weet dit. Dit gebeur dan ook gereeld dat Satan mense op hierdie gebied aanval. Veral wanneer hulle oud is
of hulle ernstig op 'n siekbed is, of in een of ander beproewing is. Val Satan jou aan. En terwyl ek hierdie skryf, en ons het vanmôre so baie daaroor gepraat, is, daar is twee goed wat vir my uitstaan. Wat regtig 'n groot voordeel vir Satan is. En 'n nadeel vir ons is. Maar 'n groot voordeel vir ons is, as ons dit vat, twee dinge. En dis ongeloof. Die ander een is twyfel. Ja. En Satan is baie lief om dit in jou gedagtes te sien. Ja. En baie mense sê dat, kom by jou op, weet jy, ek regtig goed begin. Ek kom regtig toe ek daai dag op, ek het regtig goed doen. Jy het, dis Satan wat jy sê, dink bietjie daaroor, want jy moet jy nie weet, man, jy weet, jy sit so goed in jou gedagtes, en twyfel is dieselfde. Wanneer jy twyfel, en van 'n gebed doen, as jy bid in ongeloof, jy bid in twyfel, gaan God dit help. Dit wat ek opvra, dis in sy wil, dit wat ons vir hom vra. Maar as jy twyfel, dan gaan jy hoor oor na die vlees toe, en die ander ding is, Satan kry oor by hom. Twyfel kom van Satan af, en van God af. Amen. Satan haat God se kinders. En twyfel is een van sy sterkwapens. Want dit het Christus klaar. So, ek het nog baie gesê, maar gedagtes kom net van twee plekke. Ja. Of van God af, of van Satan. Nooit van jouself. Enigiets, het besluit wat jy iets wil koop, iets wat jy wil doen. Dit kom net van nou toe. Dit is altyd, ek toets het baie. Nee, mens moet jouself evalueer ook. Heeltyd moet jy evalueer. So as jy gedagtes kry, en dink jy, moet ek dit doen of nie? Vra jouself af, dink jy het kom van God af of Satan? Wil God hê jy moet aan kan? Is dit nodig hierin? Of wil Satan hê te kan? Dit kan finansiële probleme wees, of jy moet 'n kaart kry deur God, en dan 'n bietjie meer siening werk. Ja. Of wat ook al die situasie is. So, en as jy nie weet nie, is daar nog 'n ander ding wat ek ook al geleer het, is kry bevestiging af. Ja. As jy goed gehoor het, en jy weet nie, mense, jy baie keer sê vir mense iets, jy het goed gehoor. Want as jy, ek weet Lien sê dit baie, dan sê hy vir my, ek het nie reg gehoor. En mense sê dit ook, jy so groot is, dit nie reg gehoor. Maar as jy twyfel daaraan, vraag God. Absoluut. Vraag vir bevestiging. Ja. Ja. Nou moet jy haastig wees. Ja. As jy 'n bietjie twyfel, Amen. en baie keer as jy iets wil koop ook, en jy twyfel oor, Amen. glo my, Ja. nou is dit. En dan is ek bietjie af. Hoor, hy het vir Eva, dit is nou Satan, hy het vir Eva op hierdie manier ook uitgevang. En hy sal nie hierdie geslaagdheid aanvalsmetode laat vaar nie, hy gebruik dit tot vandag. Ja. Ek sal gesien het werk, dan het ek 'n vers gekry, en saam met dit, het ek nog 'n vers gekry. So ek gaan al twee lees. Die twee is teenstrydig met mekaar. So, ek gaan my nie uitlaat oor nie, maar ek wil dit toch lees. En ja, wat by my opgekom het, Andre, is dat, we gaan dit lees, alright, met die Heilige Gees moet praat, en dan kan ons op die self, woensdag die hieroor praat. Dit wil die Here openbaar. Ek het geskryf, daar is twee verse by wat feitlik op dieselfde bladsy staan. Wat eensyds dalk verwarrend kan wees, en andersyds die saak baie maar duideliker kan uitlig. So ja, as jy Heilige Gees nou met jou gaan werk, vir iets openbaar, kom woensdag asseblief. Okay, Johannes 1 Johannes 1 vers 10. Jy sien ons baie naby mekaar. As ons sê dat ons nie gesondig het nie,
dan maak ons hom tot 'n leenaar. En is sy woord nie in ons nie. Right? Hoor wat sê in Johannes 3 vers 9. Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie. Omdat sy saad in hom bly, en hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore. Amen. En sê, ek kan nie sondig nie, ek kan nie sondig nie. Maak jy tot 'n leenaar. Volgende vers sê, as jy uit God gebore is, kan jy nie sondig nie. So, ek wil dit noem so, dis wat die Here gehad het. Wat ek jou al hier geskryf het, is op die aardse, sigbare vlak, sal ons maar tot die dag van ons dood bly. Maar in die oë van God, deur die bloed van Jesus, word ons sondig ons nie ten kwade gereken. Nog 'n teks wat hierdie saak baie duidelik stel, is Kolossense 1 vers 21 vers 22. Ook julle wat vroeër vervreemd was en vyhandig gesind deur die bose werk, nie sonde, verkeerde goed, het hy nou versoen in die liggaam van sy vlees deur die dood om julle heilig en sonder gebrek onbesmet voor hom te stel. Amen. Dis is ons gestaan daarvoor. Hierdie vryheid is ten duur gekom. Jesus het die allergrootste lyding deurgemaak. Wat het Brian gesê? Mins en dit vir ons beskikbaar gestel. Daarom is Paulus baie ernstig as hy die volgende aan die Galasiërs skryf. Ek sluit hiermee af. Galasiërs 5 vers 1. Staan dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het. Met ander woorde, vat dit. Ja. As Jesus het vir jou gegee op die kruis, vat dit. Dis opdrag. En laat julle nie weer onder die juk van die dienswaarheid bring nie. Dit wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het, moet dit vat. Amen. Saam met die wapendienste. Sodat ons die aanslag van Satan verstaan. En jy kan sê, weet jy wat, weg is jy. Maar soos Jesus gesê het, vir Satan, daar staan geskryf. Ja. Amen, dat hy gaan. Dat Satan weet, ek ken nie by hom. Dat hy ken wat hy ken jou swak plekke. Hy weet wanneer jy beproewe is. En wanneer jy verlaagd vlak is. Ja, maar gewoon dink, dan is God op sy sterkste. Amen. Amen.